Bekommernisse. Lukas 12 vers 22 tot 34. Petrus is 'n baie bekommerde man. Meester, ons het niks om te eet vanaand nie. Judas sê dat ons beursie leeg is. Wat gaan ons doen? Ja, voeg Thomas by. Vanaand slaap ons alweer onder die sterre. En hierdie weer lyk juis nie lekker nie. Dit gaan bitterkoud wees. Johannes wil ook sy opinie lig. En dis nou al meer as 2 jaar wat ons so rondtrek. My klere is al vodde. En Petrus sinne lyk ook of hulle al beter dae geken het. Ons sal iets moet doen om geld in die hande te kry. Jesus lag vir die manne. Kom, ek sê nou vir julle dat julle nie bekommerd moet wees oor die lewe nie. Julle stres verniet oor kos en klere in julle liggame. Maar die lewe is baie belangriker as hierdie aardse goed. Kyk net die kraaie, hulle werk nie, maar God sorg vir hulle. Dink julle miskien dat julle nie belangriker is voor God as hulle nie? En dink julle miskien dat julle kommer 1 enkele uur by julle lewens gaan voeg? Maar meester, protesteer Petrus, dis alles goed en wel, maar dit los nog nie ons probleem op nie. Julle verstaan nog nie, sê Jesus, terwyl hulle verby 'n lappie asemrowende mooi lelie stap. Kyk byvoorbeeld na hierdie lelies. Is hulle nou nie mooi nie? Ja, meester. Petrus se kop is alweer plat. Wat het lelies dan met hulle dilemma te doen? Doen hulle iets om hier in die vlei te groei? Beslis nie. Hulle maak nie klere nie, hulle soeg nie. Maar kyk net hoe mooi is hulle. Selfs die flamboyante koning Salomo met al sy pragt en praal was nooit so mooi aangetrek soos hulle nie. God sorg vir hulle. Hoeveel te meer sal hy nie vir julle, sy kinders sorg nie? Ja, meester, maar ons kan daarom tog nie hande gevou sit en hoop dat God sal voorsien nie. Petrus probeer prakties dink. Ons moet tog immers eet vanaand en iets hê om te drink. En op hierdie stadium is daar niks. Petrus, waar is jou geloof? Julle is bloot klein gelowig. Moenie julle self gedurig afvra wat julle gaan eet en drink nie. En jy moenie besorg wees nie. Los daai dinge vir die ongelowiges. Onthou, julle Vader in die hemel weet presies wat julle nodig het. Hy vra van julle om te konsentreer op die dinge van sy koninkryk. Dit is waarvoor julle hier is. Los die bekommernisse oor vir wat julle nodig het van hom. Hy kan al hierdie dinge hanteer. Petrus voel skuldig en hy voel skaam dat hy so klein gelowig gereageer het. Maar hy's maar net 'n mens en hy kan dit nie help nie. En steeds bly die kommer aan hom knaag, want steeds het hulle nie kos vir vanaand nie. Ja, en hy besef dat hy eintlik glad nie sit en niks doen nie. Hy en sy maats werk mos baie hard elke dag in die koninkryk van God, waar hulle vir Jesus help. En as hy nou mooi dink daaroor, dan onthou hy nie van een enkele keer waar hulle honger gaan slaap het nie. Soms bitter ongemaklik, ja, maar honger? Nooit.
Moenie bang wees nie, my kindertjie, bemoedig Jesus hulle. My Vader gee die koninkryk vir julle. En dan sê Jesus weer iets wat Petrus laat regop sit van skok. Verkoop julle besittings en gee die geld vir die armes. Julle moet vir julle 'n beursie kry wat nooit leeg raak nie. Meester, maar nou verstaan ek glad nie. Daar bestaan mos nie so 'n ding nie. Petrus is te gelyk geskok en uit die geld geslaan. Sy meester kan soms totaal onverstaanbare dinge sê. Petrus, julle het 'n onuitputlike bron van rykdom in die hemel. Daar waar diewe nie kan steel nie, en selfs die motte nie julle goed kan opvreet nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. 'n Paar jaar gelede het ek myself bereid verklaar om vir die Here te werk. Dit het beteken dat my inkomste maar bitter skraal was en nie eers genaastenby genoeg om vir al my verpligtinge te betaal nie. Aanvanklik was daar nie eers geld vir kos, klere of verblyf nie. Weldra het ek egter agtergekom dat daar tog elke maand genoeg was vir alles. Wanneer ek my sommetjies maak, dan balanseer dit net eenvoudig nie uit nie. Tog word daar telke male voorsien, dikwels uit die mees onverwagse oorde. Aanvanklik het ek en Mosbolletjie ons elke keer siek bekommer, maar ons het mettertyd geleer dat die Vader voorsien uit onverklaarbare wyse, net soos wat Jesus dit aan die disippels probeer verduidelik het. Lieksede is as nog steeds nie, maar soms word ons lekker bederf as iemand ons byvoorbeeld uitnooi vir 'n ete in 'n restaurant. En ons het wonderlike vriende wat uit hulle pad uit sal gaan om te help as ons die dag in die nood is. Die Here is baie goed vir ons. Voorsien die Here? Ja, beslis. Kom ons bid. Here, dankie dat U so mildelik voorsien en dat ons nooit nodig het om te bekommer nie. Amen.